Goeiemôre, welkom by dag 14 van Flowering Almond se 21 dae uitdaging. Vanoggend is my hart vol van dit wat die Here vir julle wil sê en vir my wil kom sê. So ek bid vandag ook dat jy jou gedagtes sal beskerm, jou hart sal beskerm. Dis 'n harde woord wat ek moet deel, dat jy nie veroordeeld sal voel nie, maar eerder sal voel hoe die Heilige Gees jou oortuig. Kom ons sit net so en sluit ons oë. Here Jesus, baie dankie vir nog 'n nuwe dag, Here. Dankie dat ons kan rus vandag. Dankie vir Saterdag, Here. Dankie dat ons bietjie weer saam met ons families tyd kan spandeer, Here. Dankie dat U vir ons so goed is, Here. Dankie vir 'n dak oor ons kop en die genade wat vars en nuut is, Here. Dankie dat ons 'n nuwe bladsy vandag het en dat ons kan uitspreek oor vandag dat dit 'n goeie dag gaan wees. Here, dankie dat U reeds in vandag is en dat alles wat vandag gaan gebeur, dat ons dit kan hanteer, Here, want U is die een wat vir ons die krag gee. Here, ek bid vir elke persoon wat vanoggend na hierdie woord luister, dat hulle harte verseël sal wees met die Heilige Gees. Here, kom maak hulle harte sag en ontvanklik. Vader, ek kom bid en vra dat U die een sal wees wat elkeen sal oortuig, Here. En ek kom bid en ek kom maak sommer net vas, Here, dat U is nie die een wat ons aankla en ons skuldig laat voel nie, maar U is eerder die een wat ons help, Here, om ons rug te draai op sonde en ons oë op U te vestig. Here, kom lei ons in hierdie gesprekke, lei my, sodat my tong regtig net vaardig in U hand mag wees. Ons bid dit als in Jesus se naam alleen. Amen. Goed julle, so vandag praat ons 'n bietjie oor kompromie wat ons sluit, nê. Nee. So dadelik as jy hoor kompromie, dan weet jy, ouch, dit kan nogal hard raak. Nou, lank terug, toe ek nog op skool was ek by 'n jeugkamp en tydens daardie jeugkamp het een van die ooms 'n boodskap gebring en hy het juis oor kompromie gepraat en hy het toe nou die storie vertel van 'n boer wat vir sy diere gevra het, ek wil asseblief hê, julle moet iets vir my gee, julle beste gee wat julle kan gee. En die hoender sê toe, okay, kyk hulle en die hoender lê 'n eier, né? So hier sit ek die eiers. So die hoender gee toe eiers. Dis wat die hoender gesê het wat sy beste is wat hy gee. En die boer loop aan na die volgende diere toe en hy kom so by die skapie. En die skapie sê wel, wat ek kan gee is my lewe, want die beste wat ek nou kan gee, ja, ek kan wol gee, maar ek wil my beste gee. En my beste wat ek kan gee is 'n choppie. 'n lekker braai skaap choppie. Dit is my beste. So die skapie het sy lewe gegee, waar die hoender net ietsie kleins gegee het. En wanneer ons compromise, en ekskuus, ek gaan die Engelse woord elke keer gebruik, wanneer ons compromise in ons pad met Jesus Christus, dan is dit soos wanneer ons nou 'n eiertjie gee, nee? Ons gee nie ons alles nie. Ons gee net iets wat ons glo ons beste is, maar dis nie ons hele lewe nie. Nou wanneer jy tot redding kom en sê, Jesus kom neem my lewe, beteken dit dat jy sê, Jesus kom verander my, ek maak klaar met die wêreld, ek is nie meer deel van die wêreld nie. Ek is nou U kind en ek volg U, ek doen wat U woord sê en U woord is my riglyn. Die ou mens is nou afgesterf, ek is nou 'n nuwe mens in Jesus Christus. So ek het my lewe soos Jesus, het ek my lewe neergelê, nee, my lewe gegee. My eie wil, my eie manier van dink en my vleeslikheid, nee, het ek afgesterf. So ek sê, Jesus Christus, kom leef deur my. Nou julle, dit is soos om die skapie te wees, nee, wat die choppie gee. Maar baie van ons wil nog die hoendertjie wees, nee, ons wil Jesus dien. Miskien het jy tot redding gekom, of ek tot redding gekom uit vrees, want jy wil hemel toe gaan. So dit was een van daai predikings van, ek weet, ons ry nou die dag verby 'n billboard wat sê, gaan jy hemel toe? Jy weet, dis daai, ek kon net nie hel toe gaan nie, so, ja, kom, ek steek my hand op in die kerk en sê, Jesus kom bly in my lewe, maar niks verander nie. Ek leef nie 'n lewe van bekering nie, nee, ek het net uit vrees uit gesê, Here, asseblief kom neem my lewe, maar daar het nie iets verander nie. So dan sit eintlik daai compromise, maar baie keer het ons gesê, Jesus kom uit opregtheid gesê, Here, kom vat my lewe, kom leef deur my, kom verander my. Maar dan kort, dan gaan ons terug na die hoendertjie maniere toe, nee. Nou vandag se sleutelvers wat ek vir julle gaan lees, is Openbaring 3 vers 15 tot 16. En julle hierdie skrif moet jy sommer 'n paar keer lees, want dit los my altyd koud, en dan besef ek, Here, waarmee is ek besig, wanneer ek so besig is om te compromise?
Ek ken jou werke. Jy is nie koud of warm nie. Was jy maar koud of warm. Maar nou, omdat jy lou is, gaan ek jou uit my mond uitspieg. Dit is harde woorde en dis Jesus wat dit sê. Is jy maar koud, is jy maar warm, maar nou is jy lou. So Jesus vra van ons, wees warm vir my. Moenie koud wees nie, moenie lou wees nie, wees warm. Ek wil graag Jesus Christus eendag sien. Ek wil op sy skoot sit, ek wil net vir hom dankie sê, my liefde oor hom uitstort. Ek wil nie hê hy moet my uit sy mond uitspieg en sê ek ken jou nie. En ek glo elkeen van julle wat hier ingeskakel is, voel dieselfde. Anders sal jy nie hierdie tyd op sy gesit het om te verdiep in jou verhouding met hom nie. Nou gister het hierdie boodskap na my toe gekom, eintlik deur 'n gesprek het my seentjie, ek het hom by 'n maatjie genaal en sy maatjie, waarvoor ek die Here so eer en dankbaar is ook uitverkoop vir Jesus en sy mamma maak hom werklik in die woord groot. So, die gesprek wat toe nou kom, is my seentjie sê, maar hy en sy maatjie het besluit, hulle gaan sekere stories nie kyk met sekere karakters en sekere dinge in nie. Want die woord waarsku ons daaroor en ons het daaroor geleer in selgroep. So nee, hulle het besluit, hulle wil dit nie kyk nie. Maar hy sê toe, maar mamma, ons het so 'n leesboekie al by die skool ontvang met so karakter in en ons juffrouens het al vir ons stories ingesit met hierdie karakters in. En hy sê, maar hoekom? Ek tog, hulle is lief vir Jesus. En ek moet toe 'n harde gesprek met hom hê, wat ek vir hom sê, maar my seun, nie almal wat sê hulle ken Jesus en sy naam gebruik, ken hom werklik nie. Baie, en ek verduidelik toe vir hom hierdie, baie is soos die hoendertjie. Hulle gee eiertjies. Maar hulle is nie 'n skapie wat hulle lewe afgelê het en 'n choppie gegee het nie. En ek verduidelik dit toe so vir hom en ek besef toe op daai jong ouderdom het dit al in sy hartjie vaskom raak, want hy sê toe vir my, maar mamma, dit hoort nie so nie. As ons mos sê ons is lief vir Jesus, dan moet ons mos doen wat Jesus van ons verwag. En onthou, uit 'n mond van 'n suigeling kom die waarheid, nê. So dit het my nogal diep geraak toe hy dit sê. En so praat ons toe en ons praat toe en ek sê vir hom, onthou, jy moet bid vir jou onderwysers. Onthou, nie al die onderwysers ken werklik vir Jesus nie. Maar wat so mooi is, hy sê toe, maar mamma ken definitief vir Jesus, want mamma doen wat Jesus wil hê. En julle, ek dink dis die mooiste kompliment wat my kind ooit vir my kon gegee het. En in daai oomblik kon ek net sê, dankie Jesus, dankie, dis net genade. So ek bid oor jou, dat jou lewe soos 'n skapie mag wees, dat jy choppies mag lewer vir Jesus, nê. Sodat jou kinders se woorde oor jou en jou getuienis ook mag wees, maar mamma is nie so nie, tannie is nie so nie, juffrou, jy is nie so nie, ouma, jy is nie soos die ander nie, jy doen wat Jesus sê. So, kompromie kom baie maklik in, en ek gaan vir julle 'n voorbeeld gee. Ons het 'n tienerseun ook in die huis, en ons leer ons seuns rondom reinheid, om hulle reinheid te beskerm, hulle oë te beskerm, te kyk waarna hulle kyk. En ons seuns se harte, waarvoor ek dankbaar is regtig opreg met Jesus, nê. So, ons leer vir hulle, en ons sê vir hulle, wanneer 'n storie is, nee, hierdie is nie reg nie, of daai tannie se manier hoe sy aantrek is nie reg nie, ons moet onsself beskerm. Ek leer dit vir my dogtertjies ook, om werklik rein en edel te wees, nê, anders as die wêreld. So ons sê altyd vir hulle, moenie soos die wêreld aantrek, as die tydskrif vir jou wys, trek so aan nie. Wat sê Jesus vir jou? Wat leer hy vir jou? Wat is dit wat die Heilige Gees nou in jou hart vir jou sê? Want dis belangrik wat ek nou vir julle sê. Ek gee nie reëls en wette nie. Jy het 'n verhouding met Jesus. So hoe dinge baie keer wat hy jou van gaan oortuig, lyk dalk anders te wat hy my van oortuig. So hoor mooi, my konteks is, ek het seuns in die huis, ek het 'n tienerseun in die huis. Ons wil nie hê hy moet aan pornografie en aan naaktheid blootgestel word nie. Ons beskerm hom daarvan, nê, en ons probeer vir hom leer in die regte manier. So koop ek vir my 'n swembroek. En net soos enige vrou, onthou ek is 'n darm en pens mens, wil ek mos nou heel aanloklik vir my man lyk, né? So ek dink toe, hierdie kostuum wys nou alles mooi reg, ek lyk sommer maarder en partydele lyk sommer groter. En ek trek hierdie swembroek aan en ek is heel trots op die swembroek en my klein seentjie kom in. En hy klop en toe ek nou klaar aangetrek het, ek het uitgeloop vir hulle gesê, hoe lyk mamma se nuwe kostuum? En sy oor raak, en hy sê, mamma, asseblief, gaan trek vir mamma 'n ander kostuum aan wat ordentlik is. Mamma wys alles. En my tienerseun kyk vir die dak, hy weet nie waar om te kyk nie, want hy voel ongemaklik.
En net daar sê ek vir my man, wanneer ons alleen is, en dis net ek en hy, dan kan ek my gevleide swembroeke aantrek, maar net daar het ek die Heilige Gees my oortuig, dat om gewaagd aan te trek, hoor mooi, is soos om eiertjies te lewer, ek sluit 'n kompromie, want ek sê een ding vir my kinders, ek leer hulle een ding, maar dan doen ek 'n ander ding, en onthou, ek veroordeel nie nou nie, jy trek jou kostuum aan soos jy wil, dit is in my konteks, dis iets wat die Heilige Gees my van oortuig het, nee, so, elke ding wat ek nou gaan sê, moet jy weet, die Heilige Gees sal self jou lei en oortuig, van waar is 'n kompromie, en waar is dit wat jy moet doen, maar 'n kompromie is die oomblik, wanneer ons bietjie afwyk van die waarheid af, nee, so om 'n idee te gee, as ons Google Maps aansit, en ons sê GPS aan, dis ons pad met Jesus is, nee? Dan sê die tannie op die Google Maps, ry daai pad. Nou dink ek, ag, maar daar's 'n ander pad, wat korter is. Nou draai ek op daai pad, en nou sê sy, recalculate, en ek sê soos, ek gaan aanhou met hierdie pad. En naderhand hou ek so aan met my eie pad, hoe ek ry, dat ek Google Maps afsit, want ek is nou geïrriteerd met sy wat vir my sê, recalculate. En dis presies hoe ons pad met Jesus is, nee? Wanneer ons die hele tyd die Heilige Gees gaan ignoreer, wanneer hy ons oortuig van sonde in ons lewe, en hoor mooi wat ek sê, van sonde in jou lewe, nee? Nee, ek praat nie van jy word oortuig oor jou buurman wat hulle doen nie. Hulle pad met Jesus is hulle pad, dis jou pad. So hy oortuig jou, waar jy is, in jou konteks, wat jy sê, stem het ooreen met dit wat jy doen. So ja, ons wil nie soos daai GPS wees, wat die altyd sê, recalculate nie. Nou, julle, kompromie begin baie subtiel, nee? Dit begin met, ag nee man, dis nie so erg nie. Jy's nou te, moenie so, julle weet mos, mense sê altyd, jy's te, dis nie nodig om so te wees nie. Maar weet julle wat, dan sê jy, maar weet julle wat die skrif sê, dat Jesus sê, hy spieg jou uit jou mond uit sy mond uit, as jy lou is, wees dan liewerste koud, maar ook wil warm wees vir Jesus. So vir die wêreld is dit, kan jy 'n aanstoot wees, nee? Baie mense gaan jou wegstoot, wanneer jy choppies lewer, want die wêreld is gewoond om eiertjies te lewer, kompromieë te sluit. Ons wil Sondag kerk toe gaan, ons wil die skrifte quote wat seën het, en dat dit met my gaan goed gaan, dat daar voorspoed in my lewe gewees, maar ons wil nie die skrif vat, wat sê, hierdie is die pad, bly op hierdie pad nie, nee. Nou ongelukkig werk dit nie so nie, die woord van God is een gehele pakkie. So as jy die woord vat, en jy wil die seën van die Here hê, dan moet jy ook die regverdige hand van God ook aanvaar. Sy linkerhand is soos 'n liefdevolle hand wat jou ontferm. Sy regterhand is die een wat vir jou die pad wys. So om daai hele Vaderhart te kan beleef en te leer ken, moet jy die hele woord van hom aangryp, en jy moet gehoorsaam wees, nee. So ongelukkig is dit, daar is nie 'n pad soos 'n pad met kompromieë, wanneer jy 'n pad met Jesus stap nie. Nou ja, een van die voorbeelde wat ek vir julle het, is van Daniël, nee. Nou Daniël en sy vriende was in Babylon gewees, en in Babylon het hulle die vleis, het hulle geoffer aan afgode. So die rede hoekom Daniël en sy vriende gesê het, hulle gaan nie van die vleis eet nie, hulle gaan net groente eet, en hulle gaan net water drink, want al die ander kosse was voor die tyd geoffer vir afgode, oor gebid vir afgode diens, en hulle wou nie 'n kompromis sluit nie, nee? Hulle wou nie hierdie doen nie, met daai kos nie. Hulle het gesê, dan bly hulle weg van daai kos af, want dit is nie goed vir hulle nie. Dit gaan teen dit wat hulle glo. Hulle glo, daar's net een God, en dis Jahweh. So hoe kan ons dan kompromieë sluit, nee? So, as Daniël en sy vriende so kon opstaan vir waarheid, nee? Vir iets in hulle lewe, dan kan ons mos, want daai selfde gees van die Heilige Gees is in jou en my, om te kan sê, nee, ek gaan nie 'n kompromis sluit met sekere sondes nie. Ek gee 'n voorbeeld vir julle. So, ons almal is lief om 'n Netflix te kyk, of 'n fliek te kyk van tyd tot tyd. So vir my byvoorbeeld, en ek sê weer eens, dis my storie, nee, my wêreld. Ek weet dat ek nie glo dat Jesus ons gemaak het as God ons gemaak het as man en vrou. So ek weet, alhoewel Jesus lief is vir almal, is homoseksualiteit nie iets wat ek goedkeur nie, want dit is wat ek uit sy woord uit leer, nie.
So nou kyk ek Netflix, en in dit is daar 'n paartjie wat homoseksueel is. Nou dink ek, maar die storielyn is mooi, ag kom ek kyk maar verder. Dan is ek besig om 'n kompromie te sluit. As daar die hele tyd naakte beelde is, dan is ek besig om 'n kompromie te sluit met onreinheid, onsedelikheid. As hulle aanhoudend vloek, en ek sê, maar weet jy wat, ek wil nie vloek nie, en ek hou aan om dit te kyk, en ek sit dit nie af nie, dan sluit ek 'n kompromie. Want daar's 'n skrif, en ek sal dit met julle deel op Facebook en Instagram, en die notas na die tyd, maar daar's 'n skrif wat sê, dat hy wat kyk, en sy goedkeuring skenk aan sonde, is net so skuldig aan daai sonde. So besef jy dat wanneer jy 'n kompromie sluit, dan is daai sonde wat jy goedkeur, net soveel joune. Dis ouch julle, die woord is vol ouchie goed wat ons mislees. Goed dan, rondom eerlikheid, dis maklik om gou 'n braaigeldjie in die hand te stop vir iemand. Ek het noudag met 'n vriendin gesels, en hulle wil Mosambiek toe gaan, en ons praat en ons sê toe wel wat ons gehoor het, jy moet maar altyd 'n geldjie hê, want hulle braai verskriklik as jy deur die grensposte gaan. En wat so mooi is, sy sê toe wel, dan gaan sy nou man maar 'n ander trip moet reël na 'n ander plek toe, want hulle is nie bereid om 'n kompromie te sluit nie. Hoe mooi is dit julle, dat sy net daar sê, weet julle wat, dan gaan ons nie daar vakansie hou nie, want ons gaan nie compromise nie. Net so by jou werk, as jy by die werk is jy daar om te werk, nie om jou eie tyd te hê, of om rond te ry en jou eie ding te doen. Dan, as jy dit doen, is jy besig om kompromieë te sluit, daar kom 'n oneerlikheid in, en Jesus vra dat ons tog in excellence moet wandel. En Handelinge, ek wil net vir julle kyk, waar so is dit. Ek gaan vir julle mooi sê, ekskuus, ek het nou my plek hier so verloor, maar in Handelinge lees ons van 2 persone wat kompromie gesluit het rondom geld in die gemeente, en dat hulle oneerlik was. Deur daai klein oneerlikheid het hulle op die eind van die dag hulle vuur vir Jesus verloor. Die volgende voorbeeld wat ek het is Lot. So Lot het sy tent, en dit was my so amazing toe ek het raak lees, Lot het sy tent opgeslaan in die rigting van Sodom, dat hy kyk vir Sodom. En omdat hy gekyk het vir Sodom, het hy naderhand in Sodom ingetrek, tussen al die onsuiverhede, dat God vir Lot moes kom red het, danksy Abraham, wat hy gestuur het, uit Sodom en Gomorra uit. So Lot het so gemaklik geraak met Sodom, dat hy naderhand daar ingetrek is. En dit is wat kompromieë doen. Ja, Handelinge 5, ekskuus, waar dit was, hierso sien ek nou dit. Goed, dan is daar kompromieë wat ons sluit rondom ons tyd met Jesus, in die geloofspraktyk. Daai kompromieë van om kerk toe te gaan, om te sê, ek kan maar vandag skiep, ek kan maar hierdie byeenkoms mis. Niemand gaan my mis nie. Maar weet julle, die woord sê, moenie die samekoms van gelowiges mis nie. So, ek is besig om te compromise weer. Wanneer ek sê, maar ek lees mos Bybel, ek kyk mos TV, podcast wat geestelik is, wat my opbou. Dis nie wat die woord sê nie. So ek maak dit self sag en lekker vir my. Ek maak dit wat die woord sê, maak ek sag. Dan kompromieë kom baie keer deur vrees vir mense, Ons is bang vir mense se opinies, en ons is bang dat mense ons gaan verwerp. As jy dink aan Petrus wat vir Jesus verraai het, dat elke keer wat hulle gevra het, maar as jy nie een van Jesus se volgelinge nie, dan het hy gesê, nee, ek ken nie vir Jesus nie. Dis wat ons doen wanneer ons compromise, wanneer ons bang is vir mense se opinies. Julle, om 'n choppie te wees, om jou lewe af te lê vir Jesus Christus, gaan jy nie populêr wees nie. Ek kan dit vir jou sê, ek is nie populêr op baie plekke nie. Maar my lewe loop oor van die vreugde en die vrede wat Jesus Christus gee. En as gevolg van dit, sal ek nie kies om terug te gaan na hierdie lewe toe nie. Want hierdie lewe het my 'n leedop gemaak, net soos hierdie eiertjie. 'n leedop lewe. 'n lewe wat nie oorgeloop het van vreugde en vrede nie, maar die oomblik wanneer ek kies om 'n lewe te leef, waar ek Jesus kies, want hy het my gekies, hy het sy lewe gegee, loop my lewe oor van bonatuurlike vrede en vreugde, wat die wêreld nie kan gee nie, wat jy nêrens anders kan kry nie. Dis daai fontein van lewende water, waar jy drink en drink en drink, en jy
Dit is so lekker om in sy teenwoordigheid te wees. Dit les jou dors. Die wêreld kan nie daai dors les nie. Niks wat die wêreld bied kan daai dors les nie. Net Jesus kan daai dors les. Julle, maar daar's gevolge van kompromie, né? En ek wil gou dit met julle bespreek, want ek dink, ons dink altyd, ag maar, ek maak mos niemand seer nie. Ek pla mos niemand nie. Dis mos my saak, is my pad met die Here. Nee, hoor mooi. Jy verloor jou geestelike krag. Samson het sy krag verloor toe hy sy geheim verklap het. Die oomblik toe hy 'n kompromie gesluit het met die Filistyne, né, om 'n Filistynse meisie te vat, wat nie God gevolg het nie. Daai oomblik toe hy begin compromise het, was die eerste verkeerde stap in die verkeerde rigting. Want op die eind van die dag het hy die geheim tussen hom en God, het hy verklap en hy het sy krag verloor. En net so, wanneer ons compromise, verloor ons geestelike krag. Ons is nie, soos ek sê, ons raak daai leë doppie, nee, daar is nie meer krag, wanneer ons vir mense bid, daar is nie meer krag daarin nie. Ons begin deur ons vlees te leef, nee, ons begin moeg en oorweldig te raak. Ons doen ouerskap uit ons eie vlees uit. Ons het nie meer krag en energie om ons kinders groot te maak in die Here se weë nie. Die tweede een is jy verloor jou getuienis. Mense sien jy leef nie by dit wat jy bely nie, nee? Dis presies wat ek gesê het van my seuns, wat vir my gesê het, maar dit is mos nou nie hoe ons geleer word nie, of my seentjie wat gepraat het oor die storie wat ander kyk, maar hoe werk dit nou, nee? So jou getuienis, so hy sê vir my, mamma, hulle vertel dan, hulle praat dan oor Jesus, hulle bid dan. So hulle getuienis stem nie ooreen met dit wat hulle leef nie. En dan maak jy die liggaam seer, nee? Jy maak mense seer en mense begin te sê, maar dis hypocrites. Maar dis omdat jy nie vas staan in dit wat jy glo nie. Dis omdat jy nie bly by jou getuienis nie. Die derde een wat ek gesê het, jy verloor jou vrede. Julle sonde kom steel jou vrede, nee? Daar bly niks vrede oor nie. Daar kom so ontevredenheid in jou hart, 'n edgy gevoel van jy raak angstig, maar om 'n rein lewe te leef, nee? 'n lewe te leef waar jy choppy is. Dit is waar daar werklik vrede en vreugde is. En dan verloor jy ook jou roeping. En dis 'n gevaarlike een en dis iets wat mense nie wil hoor nie. Saul het sy roeping, want hy was geroep as koning van die Israeliete. En toe hy gecompromise het, klein stap van ongehoorsaamheid. Dit is een oomblik waar hy besluit het om teen dit te gaan wat God gesê het, het hy sy hele roeping verloor. En van daar af kan jy lees, het Saul nie meer vrede gehad nie. Saul het aan angs gelei, Dawid moes met die harp vir hom kom speel het, hy het amper bietjie kens geword, nee, want hy kon nie meer loop in dit wat die Here hom voorgeroep het nie. Die Here het 'n roeping op jou lewe, ons het al daaroor gesels, 'n spesiale iets wat hy jou op aarde voorgeplaas het om te kom doen. En wanneer jy compromise en jy lewe so lewe, dan kan jy nie in daai roeping leef nie. Jy kan nie meer hoor wat dit is wat jy moet doen nie. Jou ore raak doof vir die stem van die Heilige Gees. En ek deel hierdie met julle, want julle, ek was al 'n eiertjie, soveel keer gewees, 'n hoendertjie wat eiertjies lê. Nee, ek het al soveel keer gecompromise, en dit het my so sielsongelukkig gemaak. Daarom wil ek eintlik julle smeek, moenie 'n hoendertjie wees nie. Wees 'n skapie. Lê jou lewe af vir Jesus Christus. Dan hoe vermy jy kompromie? Nou die eerste een, wat altyd die waarheid is, wees vas in die woord, nee. Dit is jou standaard, dit is jou riglyn. Nie mense se opinies nie. Nie dit wat jy lees op ander plekke nie. Nie enige ander preek nie. Die woord van God is jou riglyn. Jy spandeer tyd in sy woord en dit is wat jou lewe bepaal. Dit wat God sê is dit wat jy doen. Hy gaan ook nooit teen sy woord spreek nie. So as jy ernstig iets anders hoor by iemand wat nie in lyn is met sy woord nie, is dit nie God nie. Hy gaan nooit ooit teen sy woord nie. Dan, die tweede een, bly naby die Heilige Gees. Dit is my baie kosbaar, spandeer tyd in Jesus se teenwoordigheid, maak tyd, onthou daai bad wat ek julle vertel het, tap 'n bad water is, dit is wat jy nodig het om stil te word, raak stil in sy teenwoordigheid, sy Heilige Gees gaan jou nooit in die steek laat nie. Daar is soveel kere wat ek in situasies was, wat lekker vir die vlees lyk, dit lyk nie so erg nie, dat die Heilige Gees my sê, maar jy hoort nie hier nie. Daar was op 'n stadium,
het ek so met 'n groep na vertoning toe gegaan. Ek het nie geweet wie is die persoon wat sing en optree nie. Dit was een van 'n rockkonsert gewees. Maar terwyl ek daar binne is, was daar mense om my wat dagga gerook het, wat gelyk het of hulle in 'n trance is. Dit was, en in daai oomblik het die Heilige Gees, ek wou van my kop af raak. Letterlik wat die Heilige Gees my so ruk en sê, maar jy hoort nie en jy kom nie uit. En ek het letterlik uit daai plek uit gehardloop en ek het buitekant gaan sit. En ek onthou op 'n stadium, my man was saam met my daar en hy het uitgekom en gesê, ek alright, wat gaan aan? En ek het net vir hom gesê, ek kan nie hier wees nie. Ek kan nie hier binne wees nie. Die Here sê vir my, ek kan nie hier binne wees nie. Ek kan nie deel wees hiervan nie. Julle, dis so die Heilige Gees, hy kan jou deurdring en jou beskerm as jy kies om vir hom te luister. Dan die derde een is, kies jou vriende met wysheid. 1 Korintiërs 15 vers 33 is die skrif wat daarby pas. Gaan lees dit asseblief. Hulle beïnvloed jou standaarde. Vriende beïnvloed jou standaarde. Daar's sekere vriende, ek sê nie, stoot almal weg en sê ek wil nie meer so met jou vriende wees nie. Maar sekere vriende gaan jy dalk nou eerder kies om dalk 'n koffie afspraak mee te hê. Jy gaan nie noodwendig meer saam braai nie, want jy weet as dit daar gebraai word, is die gesprekke sleg, die waardes is sleg. So ek sal jou vriendin bly, maar kom ons gaan drink koffie. Kom ons gaan doen liewerste ietsie anders. Kom ons gaan vir 'n voetmassering saam, maar kom ons vermy maar sekere ander tye om saam te kuier. So ek sê nie stoot jou vriende weg nie. Kies net jou vriende wys. En wanneer jy sekere vriendskappe het wat jy weet nie meer opbouend vir jou is nie, kies dan die manier hoe julle samesyn is, dat dit jou nie in 'n posisie sit wat dit vir jou moeilik is om dan te kies en dat jy iemand seermaak nie. Onthou, yster slyp yster, nê, en vriende vorm mekaar. So wie jou vriende is, dit is hoe jy gaan word. Moenie dink jy gaan die vriende verander nie. Jy kies vriende vir dieselfde ingesteldheid as jy het. En dan wees bereid om alleen te staan. Dis die laaste ene, nê? Die 5de punt. Ware geloof vra soms dat jy teen die stroom swem. Ek kan nie dink aan een disipel wat nie alleen moes staan met tye nie, waar hulle stoksiel alleen was. Jesus was alleen, almal het hom gelos. Nou julle as Jesus Christus, die Seun van God, die alleen moes wees, dan gaan dit oor ons pad partykeer kom, dat ons alleen gaan voel. Daar's soveel keer wat ek stoksiel alleen voel, wat my hart stikkend is, dat ek voel, Here, ek is alleen in hierdie. Maar weet julle wat, ek is nie eintlik alleen nie, want Jesus kom met sy vrede, met sy Heilige Gees, en hy kom troos my en sê vir my kind, welgedaan, jy is warm, ek spoeg jou nie uit my mond uit nie, ek is hier by jou. En in daai oomblik, dan weet jy, maar jy kies om 'n choppie te wees, want die offer wat jy vir Jesus gee, is jou lewe, en hy is dit werd, want hy het sy lewe gegee. So ek bid vandag, vir elkeen van julle wat hierdie woord gehoor het, om regtig bidend te raak, en die Here te vra, Here, waar het ek kompromie begin sluit, waar leef ek nie meer die waarheid nie, waar leef ek nie meer volgens dit wat my getuienis is nie, waar het ek vriendskappe begin sluit, wat my wegtrek van U af, en my nie opbou en nader aan U trek nie. Here, waar is dit waar ek so bietjie begin sugar soap het, en sag geraak het, en gedink het, ag, hierdie is nie so erg nie, en ek skud dan hand met die duiwel, ek sê vir hom, my chong, weet jy wat, jy is nie so erg nie, jy wil nie my lewe vernietig nie, maar onthou Johannes 10 vers 10, en ek het dit met julle ook al gister gedeel, die vyand kom om te slag, en te vernietig, nie? Hy wil jou lewe verwoes, maar Jesus het gekom vir jou lewe en lewe in oorvloed te gee, en daai lewe is 'n lewe van opoffering saam met hom, 'n lewe waar jy nie kompromie sluit nie. Ja, mag julle regtig 'n dag beleef waar jy Jesus se teenwoordigheid sien, waar jy in jou gesin, waar jy beweeg, net so bewus raak van waar jy kompromie gesluit het, mag jy nie veroordeeld voel nie, maar mag jy oortuig wees van dit, en mag jy omdraai en sê, nie verder nie meer nie, Here, ek gaan nie meer hierdie lewer vir U nie, ek gaan, soos die skaap en daai choppie vir U gee, as jy braai vanaand en jy braai choppie, dink daaraan, vertel dit vir jou gesin, deel dit met hulle, vertel die woord wat jy ontvang het, want dis hoe jy getuig en hoe jou getuienis dan vasstaan. Mag die Here julle werklik vandag seën, mag hy julle beskerm en mag jy 'n fantastiese dag saam met jou gesin hê.